I've been so aware since I've been on this journey that there are so many church leaders that are so overweight, and it's the one sin that exposes you. Actually, I mean, gluttony is a sin. Dit is hierdie idee van jy kry jou download, jy het hierdie divine knowledge en dis net nie wat ons in skrif sien nie. My mede Bloemfontein inwoners, ek wil julle uitnooi. Ons gaan 'n diens hou die 19de April by die Bybelhuis in Bloemfontein. Ons gaan 'n preek doen oor die vrees van God. So ek nooi julle uit as jy in die omliggende omgewing is. Ons gaan 9:00 die oggend begin. Dit gaan 'n geseënde tyd wees. Ons wil mense na die Here toe bring. Ons wil hierdie wêreld se sonde uitwys. Ons wil vir mense wys dat ons 'n karaktereienskap van God wat die kerk nie ken nie en so wil ons mense na die Here toe draai. So as jy in Bloemfontein is, jy's naby Bloemfontein, die 19de April sien ons jou by die Bybelhuis 9:00 die oggend. Vetpastore. Dit is die ding waar ons bietjie oor vandag gaan gesels. Ek dink baie van julle weet, julle het seker op van die sosiale media en goeders gesien. Heinz Winkler hulle het 'n video gemaak waar hulle gepraat het oor vetpastore en ons gaan net vandag natuurlik bietjie kommentaar lewer al. Nou kom ek sê vir julle, as dit sou gebeur laat Heinz hierdie video sien, ek is net hier op te help. My mat, hierdie gaan vir die mees sinvolste video wees vir jou podcast en kyk ek is so nice ou nê dat ek help mense sonder dat eers vra dat ek hulle moet help. So dit die hele hart agter die ding is regtig om te help en dalk vir ander ouens wat ook YouTube kanale wil begin. Ek wil net iets vir jou uitlig. Dis nie dat ek myself sien as enigsins 'n expert in YouTube of hierdie goeters nie, maar net daar's sekere riglyne wat 'n ou kan volg, daar's sekere slim planne wat jy kan maak, wat soos die algoritme en daai goeters gaan help om te stoot en dan natuurlik groot foute wat mense kan maak. Maar ek wil 'n bietjie kommentaar lewer op hierdie video. Ek dink daar's klomp goeters wat ons hier uit kan leer. Ek gaan natuurlik, dis 'n kontemporêre teologiese issue en dis wat ons doen op hierdie kanaal. Ons behandel kontemporêre teologiese issues. Daar's 'n paar goeters wat vir my uitgestaan het in hierdie video. Ek gaan die goeie en die sleg uitlig en ek dink dit is belangrik dat jy kyk tot die einde, dat jy die volle konteks verstaan van wat ek probeer doen hierso. En ek wil ook sê vir julle van die begin af, hierdie is nie net krities nie. Ek dink daar's goeie goeters wat uit hierdie podcast uitgekom het. Maar omdat almal daaroor praat, moet ons ook daaroor praat. Natuurlik. Dit is lekker. So kom ons kyk gou na hierdie video. As julle nie weet, hulle het gepraat en ek weet nie eintlik op sosiale media. Ek het nie sosiale media nie, so ek net al wat ek my Facebook gebruik is om hierdie video's mee te share. Ek doen niks anders daarop nie. So ek weet nie het iemand iets gesê oor hierdie kort klip speel en dan sal ons net kommentaar lewer soos ons gaan. Net soos altyd is belangrik om te verstaan, ons moet alles meet aan die woord. Die woord van God is ons enigste autoriteit. Dis die enigste manier ons objektief kan evalueer, is iets van die Here af of is dit nie van die Here af nie. So niks, julle sal sien baie kommentaar word gemaak met ouens wat hierdie tipe teologie het op experience en gevoel en jy weet hierdie ding en niks van dit is Bybel nie. Ons moet verstaan ons experience is nie deel van die woord van God nie. Die woord van God is die enigste ding waarvan ons autoriteit kry. Dis die enigste manier hoe ons kan weet, moet ons iets doen, moet ons dit nie doen nie. En dit is die lens waardeur ons na als moet kyk en evalueer. Maar kom ons hoor gou 'n bietjie hier. So julle kan hierdie op hulle die Heinz se podcast se naam is In Heinz Sight, Boldcast. So julle kan 'n bietjie gaan kyk julle ding, sê vir my of ek hulle uit konteks uitvat of wat ook al, maar ek wil net 'n bietjie kommentaar lewer op wat hulle hier sê. And I couldn't get the answer. It was so hard for me to sit in a place doctor and I wanted to have natural health practices all over the country, and I had this whole way that I thought it would play out, but the Lord knows the path that He has for us, and I had like a 10-year plan, and He took my 10-year plan and completely surprised me with what He did, with the desire that I had to see people healed. I was brought up in church, and as I sat in the church, I always had this question in my heart: why is everyone sick? And I couldn't get the answer. It was so Ek het 'n antwoord vir daai. Wat van ons gaan bietjie na die woord van God. Why is everyone sick? Goeie vraag. Maar daar's nie ons hoef nie te wonder hieroor nie. Ons weet hoekom is almal siek. Kom ek vat julle hier na King James, Romeine 5 vers 12. Sê vir ons, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So ons weet, dood, pyn, seer, suffering het in die wêreld gekom as gevolg van Adam se sonde. Dit is so belangrik dat ons verstaan is, niks het dood gegaan, niks was siek, niks het disease gehad voor Adam gesondig het nie. Aan die einde van die 6de dag van die skepping het God na alles gekyk en gesê dit was goed.
Dis nie in God se karakter om te sê alles is goed as daar pyn, death, disease en suffering was nie. Niks het dood gegaan nie. In die Bybelse sin van die woord. En wat ons moet verstaan is goed soos plante, dink ek nie is lewend soos wat die Bybel dit sal beskryf nie. Die Bybel sê dat die Bybel verwys na iets wat hy sê the breath of life is in their nostrils. So dit verwys na goeders wat lewe. So plante in die Bybelse sin lewe nie. So met ander woorde, as jy ek het dit in 'n vorige video verduidelik, Adam en Eva was vegetariërs. So hulle het nie nodig gehad om vleis en hierdie goeders te eet nie, maar daar was 'n periode van tyd tot voor die ark wat net mense plante geëet het. Eers na die ark dan sê hy, I now give you the animals for meat. Ek gaan nou vir jou die diere gee vir vleis. Maar die idee is nie om nou verskriklik te praat daaroor nie. Dis net ons hoef nie te wonder van waar kom death, disease en suffering. Hoekom is mense siek? Mense is siek as gevolg van Adam se sonde. Nou ek weet die punt wat sy probeer maak is mense het swak eetgewoontes, mense oefen nie, so hulle doen sekere goeders wat hulle ook sieker maak, maar ons moet eers verstaan die beginplek van siekte, Bybels gesproke, is as gevolg van ons sondeval. So die vraag hoekom mense is siek is nie hulle lewe in rebellie teen God se woord of iets, dis hoekom hulle siek is nie. Die Bybel sê vir ons, soos byvoorbeeld in Johannes 16 vers 33, These things have I spoken unto you that in ye might have peace, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So hy sê, in the world ye shall have tribulation. Dit natuurlik sluit iets soos siekte in. So niks in die Bybel sê vir ons, volg net vir Christus en jy sal nooit siek raak. Nou ek sê nie dis wat sy probeer sê nie, maar daar is 'n vorm van die charismatiese kerk wat dit leer. Hulle sê net omdat jy nie genoeg geglo het nie, of net omdat jy 'n sonde in jou lewe het, nou is jy siek. Ek dink daar is sekere siekte wat jy het in jou lewe as gevolg van sonde. Ek bedoel as jy 'n buiteegtelike verhouding het en jy kry 'n STD, is dit 100% jou skuld en daarom is jy siek oor jou sonde. So daar is daai aspek. Maar ek verstaan wat sy probeer sê. Ek probeer net vir julle wys die oorsprong van ons siekte en krankhede is as gevolg van mense sonde. Dit is hoekom ons siek is. She really sought the Lord for healing for me. That's where our path really went deep with the Lord for getting answers to how can she help me get healing. And she wrote a book about it. It's an Afrikaans book. The book's name is Met my God spring ek oor 'n muur. And she needs to translate it in English. But it's a powerful book, just going through all of the healing testimonies we have in our family of what we overcame. And I always tell people, you cannot speak about something that you have not overcome yourself. You don't have the authority to do that. So the Lord usually takes us on this road of overcoming something so that we can get the authority to speak about it and to be able to help others. And the Exodus experience is that. It was my personal journey that I need. So een deel wat sy hiervan sê, stem ek redelik mee saam, is as jy persoonlik iemand moet berading gee en jy het nie gegaan deur wat hulle gegaan het nie, dan natuurlik is jy in 'n swak posisie om daai persoon berading te gee. Maar wat ek ook kan sê is, mens kan altyd iemand vat na die skrif. Soos alhoewel ek nooit gesuffer het van depressie het nie, dan glo ek daar's dele uit die skrif wat ons kan uitlig vir mense om te wys die hele Christen ideologie is gebou op die konsep van jouself neerlê. So ek dink depressie is hoofsaaklik omdat jy so vasgevang in jou wêreld, jy so gefokus op wat met jou aangaan en hierdie ding is sleg en ek het my werk verloor of het hierdie geliefde verloor, terwyl as jy net jou aandag skuif na die mense om jou. Soos as jy regtig sukkel met 'n depressie, is hier my raad vir jou. Jy gaan doen absoluut alles wat jy kan vir die mense om jou. Jy gaan byvoorbeeld na die sopkombuis en jy gaan gee vir die armes klere en jy gaan sort jy weet goed uit by die kankereenheid en jy begin vergeet van wat jy die hele tyd aangaan in jou lewe en jy begin fokus op ander mense. Ek sê vir jou nou dat baie mense vir wie ek hierdie raad gegee het en dit begin doen het, jy's so besig om oor ander mense jou besorg te maak dat jy vergeet van jou eie depressie. So ek dink dit is 'n groot manier Bybels gesproke gee vir ons hierdie konsep van altruïsme, om jou lewe neer te lê, om te fokus op ander mense om jou en dis hoe jy dit kan oplos. So alhoewel ek nie gesukkel het met dit nie, kan ek na die skrif gaan, ek kan na die woord van God gaan, analiseer wat daar staan en ek kan nog steeds mense help in hulle situasies. So dis waarom sy sê, dis baie goed as jy deur 'n sekere ding gegaan het om iemand te help, maar dit is nie die be all end all nie. Die hoofplek van waar ons oortuigings moet kry en mense probeer help is die woord van God. Dis hoekom die woord van God vir ons daar is. And I speak about, I always have this language like as it is in the heaven on the earth, or bringing down what is already above. That's basically to its core what Moses did. He built and established on the earth a blueprint and a tabernacle, a dwelling place for Yahweh as it was already in the heavens. And so the Lord gave him that download, which was a download, and he built it and he established it. And that blueprint is the blueprint for everything. Sure. It is the blueprint for body, soul, spirit. It is the blueprint for the outer court, the gospels, the inner court, going deeper into a life of intimacy, and then the Holy of Holies, being absolutely set apart, the spirit. So hierso gebruik sy 'n konsep. Sy het hierso gesê download. Sy sê sy kry soos 'n download van die Here af of 'n download van die hemel af. En Heinz het daar al gedruk op hierdie want ek dink hy verstaan hierdie is problematiese terminologie. Hoekom dit problematies is, dit my onmiddellike koneksie met dit is meer 'n new age siening. Nou kom ek sê net so, ek sê nie sy promote new age nie.
Sy is dalk nie bewus van dit nie, en weer eens, dis hoekom ek hierdie tipe goeders wil maak, dat jy net bewus is dat hierdie geskrewe hierdie goeders wat sy van praat is 'n new age. En ek gaan nou vir julle wys. Dit is soos deel van 'n okkultiese siening van die wêreld. Nou weer eens, daar's mense wat mislei is. Dis nie dat ek sê enigsins ek dink nie sy probeer dit promote nie, maar ongelukkig het hierdie okkultiese konsepte in die Christenkerk ingekom. Soos dit is die Christenkerk, veral die charismatiese kerk is opgevreet met hindoeïsme, new age en dis basies 'n vorm van satanisme. Jy moet dit verstaan. Jy moet dit gaan bestudeer sodat jy weet om hierdie goeters uit te wys. Nou hierdie konsep wat sy ook sê as in heaven so above of as above so below. Ek gaan nou vir julle wys dat presies daai woorde kom van 'n satanist vrou wat sy naam is Helena Blavatsky en sy skryf daaroor. Nou wat ons moet verstaan is, ons gaan gou eers na die skrif. So Matteus 6 byvoorbeeld sê thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Alright. So die Bybel praat van thy kingdom come, thy will be done, so u wil, soos wat dit is in die hemel, moet ook gedoen word op die aarde. Nou wat sy van praat is 'n download. Sy praat van iets van die hemel wat sy spesiaal kry, en wat jy ook moet verstaan is, hulle praat later in hierdie ding van Gnosticism. So Heinz besef daar's iets soos Gnosticism, en Gnosticism se groot ding, dit gaan oor special knowledge. Dit gaan oor dis wat gnosis beteken. Dit kom van daai woord af, dis beperkte kennis. Hierdie download konsep sê vir my, jy kry 'n download van die hemel wat net jy kry. Verstaan jy? So ons moet verstaan die skrif is publiek beskikbaar vir almal. Dis daar sodat almal dit kan lees, verstaan en daardeur groei. Daar is niks wat die Bybel vir ons sê van jy alleen wat hierdie revelation kry. Jy alleen wat hoor van hierdie ding en nou het jy hierdie spesiale download nie. Aan die einde van Matteus van Openbaring 22 is die kanon volledig. Dit sê enigiemand wat add na hierdie woorde, die kursus van hierdie boek sal op hom gesit word. En dit praat van die totale kanon. Ook Hebreërs 1 sê in die verlede het God gepraat deur sy profete. Hulle het nodig gehad om divine revelation te kry. Maar dan sê hy daar, nou praat hy deur Christus. So, dit is net duidelik dat die Bybel vir ons kommunikeer dat niemand vandag kry spesiale kennis nie, maar dis eerder 'n okkultiese ding. Nou, kom ek wys vir julle net hoekom ek so sê. So vat daai konsep, wat God bedoel met as in heaven, on earth, is dit sy wil. Ons moet soek wat is sy wil, en ons moet sy wil probeer doen. Dit gaan meer oor obedience. So hierdie divine revelation was gedeliver aan die profete van die Nuwe Testament, en dit het van daar af gestop. So wat Blavatsky hierso sê, kom ons gaan kyk gou hierso na Helena Blavatsky se werk. So, wie Helena Blavatsky is, dis hierdie so okkultiese vrou, sy is basies die moeder van New Age. So sy het hierdie hele okkultiese, sataniese ideologie geskep, wat jy noem het theosophy. Dis 'n kombinasie van teologie, filosofie en 'n mengsel van ander tipe doktrines om by hierdie okkultiese goed. So sy gebruik sekere Bybelse konsepte, verdraai dit en dan verkoop dit sodat mense gemislei kan word in hierdie okkultiese idee. So as jy gaan lees wat Helena Blavatsky geskryf het, sy sê the universe is worked and guided from within outwards, as above so it is below, as in heaven so on earth. And man, the microcosm and miniature copy of the macrocosm, is a living witness to the universal law and the mode of its action. We see that every external motion, act, gesture, whether voluntary or mechanical, organic or mental, is produced and preceded by internal feeling or emotion, will or violation, and thought or mind. So, wat ek net optel, wat ek net sê is ons moet versigtig wees met hierdie tipe konsepte, want hierdie as above, so below is 'n ding wat eintlik baie gevestig is in hierdie little gods konsep. Verstaan dat ons klein gode is. Nou sê weens, dis glad nie wat sy sê in hierdie ding nie, maar ek sê net van die terminologie, hierdie download wat jy kry. Dit is hierdie idee van, jy kry jou download, jy het hierdie divine knowledge, en dis net nie wat ons in skrif sien nie. So, dis waarvoor ons baie versigtig moet wees, is enige idee wat die mens verhoog, hier is hidden knowledge, en jy kan hierdie hidden knowledge download, en jy kan geestelike insight kry, jy kry die revelation. Jy weet, waarheid word nie ontdek deur 'n download nie, waarheid word nie ontdek deur 'n spiritual revelation nie, waarheid in ons wêreldsiening word ontdek deur die skrif. Die skrif is ons enigste autoriteit om te kom by waarheid. En dis die probleem van haar terminologie hier, is hierdie konsep van ons ontvang 'n download
van die Here. So jy kan sien wat ek sê is hierdie word gemeng. Dis baie nou verband met hierdie okkultiese vrou wat hierdie goeie skryf. To sort out our soul, and our spirit just needs to be saved, and we just need to be okay in those two areas. But we can drink Coke, and we can smoke, and we can sit in church and have Too much alcohol. dope. I mean, Get all around. literally all Cat Bazaars has like the most amount of sugar Yeah. that you could ever imagine, and we don't think it's unbiblical. But, And but it's Lisha, amazing, what's but- wrong with sugar? I've been so aware since I've been on this journey that there are so many church leaders that are so overweight. And it's the one sin that exposes you actually. I mean, does. like, gluttony is a sin according to the Bible, Yeah. and they don't drink. They are like, I mean, you can hide alcoholism, you can hide smoking if you have the nice perfume and bread mints, but gluttony shows on the body, and they would be on the pulpit preaching and against all the other sins. But I mean, it's evident that Met hierdie deel dink ek hulle maak eintlik 'n goeie punt en ek stem saam. Daar is ongelukkig baie pastore wat oorgewig is. Jy weet, en dit is 'n probleem. So ek dink ons liggaam is 'n tempel en jy moet vir jou tempel sorg. Verstaan jy, 'n pastoor voel ek meer as enigiemand anders te. Jy hoef nie soos 'n The Rock te lyk of soos 'n beer, jy weet, elke dag te oefen in hierdie absoluut uitstekende fisiek te hê nie, maar ek sê jy moet kyk na jouself. Ek wil want daar is ongelukkig baie pastore wat oorgewig is. Nou kom ek sê net vir julle ook, baie pastore, hulle travel byvoorbeeld en gaan bly by sekere plekke en dan gee die mense ook vir hulle natuurlik kos wat hulle gaan nie ongeskik wees en sê ek gaan nie jou kos eet nie, maar maak vir hulle iets wat gesond is. Soos net basic tips. As ek net hier vir julle, ek was nou al 'n groot deel van my lewe in die fitness industrie. As jy nie weet hoe om gesond te eet, jy van die beste eenvoudigste riglyne om te volg is eerstens wat se kos jy moet eet. Gaan koop jou kos aan die buitewyke van 'n supermarket. Met ander woorde, as jy in Pick n Pay inloop, dan gaan jy nie in die rye nie, die aisles, jy koop nie waar die bokse pap en die gepreserveerde tipe kosse is nie. Jy koop die goeders aan die buitekant, soos met ander woorde jou vleis, jou vis, jou meer natuurlike produkte. Hoe meer natuurlik jy kan eet, dan dis bietjie 'n wanpersepsie om te dink jy hoef min te eet. Jy kan eet totdat jy vol is elke dag, jy moet net gesond eet. En bly weg van goeders soos fast food en hierdie goeders. Maar ek dink wat hulle hier maak is 'n baie belangrike punt. Vetsug is 'n sonde. Dit is iets wat teen die Bybel praat en ongelukkig is daar baie mense wat nie 'n hoë agting vir dit het nie. So ek bedoel, kyk na jouself. Dit is wat mense ook moet verstaan is jou liggaam is 'n tempel van die Here. Dis nie joune nie. So baie is wat jy dink, dis jou liggaam, jy kan daarmee maak wat jy wil. Dis eintlik as jy besig om na God se property te kyk. Jy verstaan wat ek sê? Dit is 'n God se besitting. Jou liggaam is nie jou eie nie. So ook net vinnig op dit, dis nou al vir 'n side note, soos met abortus is dit altyd, jy weet, my body, my choice, maar nee, dit is nie. Dit is nie jou liggaam nie. Dis 'n tempel van die Here, dis God se, so jy kan nie daarmee maak wat jy wil nie. En buitendien is abortus iemand anders se liggaam wat jy aborteer. So as jy jou eie liggaam wil aborteer, whatever, maar die hele punt is dit is nie jou eie liggaam nie. So uit die Christen wêreldsiening verstaan ons dat ons dit is God se besitting. Jou liggaam, selfs jou eie liggaam is God se besitting. Calling. And now it's the same thing that happened in the Garden of Eden with Eve. The Yeah. enemy came with food, Yeah, physical. and it was what she fell for. It was food, Sure. and so Yeah, it looked good for eating. and it is comforting to us, and Hierdie is net vir my 'n snaakse interpretasie. Dit is net om dit mooi duidelik vir te stel, die misleiding wat Eva gehad het, is nie kos nie. So die feit dat die Satan 'n vrug gebruik het om vir Eva te mislei is nie die fokus is nie soos dat dit fisies kos is. Jy weet, sy was nie oor honger toe sy mislei was deur die Satan. Dis nie soos sy en Adam met al die kos in die tuin van Eden opgevreet en nou is sy net so oorweldig deur haar vetsug en deur haar honger en dan die Satan daar kom soos lei. En Adam en Eva is eintlik net hierdie twee walrusse wat daar rondrol van al hulle obesity wat hulle ingesit. Nee, dit is nie die Satan het vir Eva mislei omdat sy nie gehoorsaam was aan die woord van God nie. Hy het al gesê, "Jy have God said." So as jy gaan kyk in jou King James Bible dan sê dit, "Now the serpent was more subtle." Hier is nou Genesis 3 vers 1. "Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, Yea, have God said, Ye shall not eat of the tree of the garden." God het gesê, moenie van die boom eet nie, you will surely die. Wat het die Satan gedoen? Hy sê, "Jy have God said." Nou daai jy is ook 'n positiewe uitdrukking. Dis hoekom jy vir jou King James moet kry, want meeste van die ander vertalings gaan nie dit hê nie. Hy het met daar gekom met hierdie positiewe ding. Hierdie ding van, kyk, hierdie is awesome. Hierdie is iets wat jy moet doen. Hierdie is 'n lekker vrug. Maar dit gaan nie oor die feit dat dit 'n vrug is nie. Dit is nie om jou honger te dat jy nie meer honger is nie. Hy het al gevang met die konsep van God het iets gesê en hy het al 'n twyfel in die woord van God. Hy sê, "Jy have God said." En God het gesê, "You will surely die." En dan sê hy,
But of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. So hy het eers gemaak in vers 1 om te twyfel in die woord van God. Het God dit gesê? Hy het dit bevraagteken en toe sê hy, toe deny hy dit outright en sê, Ye shall not surely die. So die hele misleiding is misleiding oor die woord van God. Dis nie misleiding om dit sy honger is nie. Dan wil ek gou die volgende ding ook oor praat. Julle sal, as julle deur die hele video gaan kyk, julle sal sien Heinz het 'n baie, jy kan sien hulle het 'n charismatiese teologie en ideologie wat hulle volg. So baie van die goed is gevoel gedrewe, baie van die goeders is gefokus op jou experience en jy het 'n nuwe revelation. Hulle sit daar en sê jy kry 'n nuwe revelation. Ons moet verstaan, revelation is verby. Die enigste revelation wat ons het is die woord van God. Die enigste manier wat jy nie mislei gaan wees in hierdie wêreld is as jy glo die woord van God is die enigste autoriteit. En laat ek net die ook vir julle gee. Hulle praat baie daarvan genesing. 'n ander vrou praat van hoe daar so baie mense in hulle gesin en familie genees is. Kom ek sê vir julle, ek glo genesings gebeur vandag, 100%, maar dit gebeur deur God, nie deur 'n mens wat dit wat die gift het om dit te laat gebeur nie. Maar laat ek net hierdie ook vir julle gee. So as jy gaan kyk in 2 Tessalonisense 2 vers 9, dan sê dit, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So sien julle dat die Satan het ook krag en tekens en wonders wat hy gaan doen. Jy kan gelees in Matteus 24 ook. Dan sê dit, daar's 'n misleidende gees daar buite. So 'n wonderwerk, 'n genesing wat gebeur, is nie noodwendig dit kom van die Here af nie. Dis hoekom ek sê, ons bid en vertrou die Here vir genesings, maar ek sê net, jy kan nie genesing gebruik as 'n bevestiging van iets kom van die Here af nie, want hier word ons gewaarsku in die woord van God dat sekere genesings nie van hom afkom nie. Maar ek wil vir julle hierdie wys. Ek het 'n ruk terug het hy 'n onderhoud gehad met Israel Taylor, en Israel Taylor is ook hier van Bloemfontein af, en julle sal sien hierso dat ek gaan kommentaar lewer, en dit was nog in my dae voor YouTube, maar ek wil net hierdie vir julle speel, en dan kan julle vir my sê, dink julle ek is onnodig op my senuwees, maar luister net gou 'n bietjie hoe beskryf hy hierdie ondervinding wat hy gehad het by 'n Reinhard Bonke meeting. Jy weet, by Reinhard Bonke het gepreek en jy luister net gou 'n bietjie hierna, dan sê julle vir my of waar nie vir julle rooi vla opgaan nie. And my relationship started with following the ministry of Reinhard Bonnke. I had the privilege for him just to lay hands on me once. Wow. And I followed the Mass Crusades. And even though I know that evangelism has one-on-ones, has on-street ministry, and the Mass Crusades, whatever it is, but we wanted to draw, and I fell in love with Jesus. And since then, the born-again experience was there. But then the one day, I was sitting while my pastor was preaching. 20 people on a Tuesday night teaching. And then again, while he was preaching. Not something. Someone fell on me. Sure. I don't know. This is the best way I can explain it with my fleshly tongue. It fell on me. It felt like I was plugged in to power. Yeah. And my whole body shook. But this power was not like electricity that you feel when you put your finger in a light bulb. This one was a love that my body could not contain. Yeah. A peace that my body could not contain. Wow. A joy. Even the guy sitting next to me, I was shaking. Remember now, I don't know these things, but I was shaking. My whole body was like shaking. And the guy next to me said, "Are you okay?" I said, "It doesn't look like it, but I'm having an awesome time." And then my pastor calls me in front and says, "Hey, come, it's your time." I'm like, "Time for what? I've got it all." Yeah. He's like, "No." He says, "What needs..." Okay, so daar gaan hy aan om dit te verduidelik. Nou kom ek sê vir julle hierdie, elke ding wat hy daar gesê het, maak vir my verskriklik op my senuwees. Soos weer eens, ek sien rooi vlagte opgaan, rooi vla wat opgaan, jy kry niks van wat hy nou beskryf het in die Bybel nie. Daai hele experience wat hy daar gehad het, is onbybels. Enigiemand kan vir my try wys, maar net om vir jou mooi te sê, hy sê, hy sê al hier's 'n gevoel wat hy kry amper asof dit is soos jou vinger wat jy in iets ingeplug het en hier kom soos 'n elektrisiteit af deur. Nou hy sê dit is nie dit, hy sê dis liefde. Maar verstaan jy hoekom hy dit so beskryf? Want hy sê basies die beste manier hoe hy dit kan beskryf is amper om soos ingeplak te wees by 'n muur. Verstaan julle wat ek sê? Hy sê nie dit is nie daai elektriese gevoel nie, maar dis amper iets soos dit en dit is net dit het hom gevul met liefde en joy en al hierdie goeders. Nou vriende, dit is 100% die beskrywing wat Elena Blavatsky, wat die Hindoes, wat al hierdie mense na smag. Dis wat Gnosis is. Heinz het nou nog gepraat van Gnosticism. Wat Israel Taylor hier beskryf het is Gnosis. Soos ek weet nie, as jy bietjie Gnosticism gaan bestudeer, dan sê jy presies sien, dit is die gevoel wat hy gekry het. Maar kom ek wys vir julle net weer eens hier, en hier is weer eens Elena Blavatsky se werk, The Secret Doctrine, en julle kan hier gaan lees op bladsy 109. En praat sy hier van 'n ontmoeting wat sy gehad het met 'n entiteit Fohat. Okay, so sy sê sy het hierdie bose gees ontmoet. Julle moet al werke gaan lees. Dis fascinerend in die feit van hoe boos dit is. So kyk hierdie goed wat sy hier praat van Spirit of Buddha en the glorious counterparts in the mystic world. Verstaan, dis alles
verwy dit van skrif. Is alles mysticism, hierdie father, mother, al hierdie konsepte is occulties. Maar kyk nou wat sê hier. Fuad being one of the most, if not the most important character in esoteric cosmogony, should be minutely described. As in the oldest Grecian cosmogony, differing widely from the later mythology. Eros is the third person in the primeval trinity. So, sien jy nou gou wat die Satan doen is, hy wil altyd dit wat goed is van God of Christendom vermom hy met sy eie boosheid. En hierso praat hy van 'n false trinity ook. Chaos, Gaia, Eros, answering to the Kabbalistic Ensof, the boundless all, Shekinah in the ancient days. Nou waarvan hulle baie versigtig moet wees, hierdie Shekinah is soos 'n vals tipe Heilige Gees. Waarvan dit hier praat. Daar is plekke wat jy kan Shekinah na verwys na iets goed, maar wat jy moet sien is daar is 'n vals Heilige Gees in die wêreld. Hierso praat sy van dit. Hierdie gees, hierdie Shekinah gees is soos 'n vals occultiese gees. And the ancient of days, all the Holy Ghost. So Fuad is one thing in the yet unmanifested universe and another in the phenomenal and cosmic world. In the latter he is the occult electric vital power which is under the world of the creative logos. Sien julle daai? Sien julle wat staan daar? Electric vital power which under the will of the creative logos. Is ek onregverdig om te sê dit is waarvan Israel Taylor gepraat het? Is ek sê julle sê ek's van my sinne beroof? Ek weet nie, dis vir my rooi ligte vriende. Onthou ons kry dit nie in die Bybel nie. Niks van 'n vinger inplak elektriese gevoel ding is in die woord van God nie. En dis die probleem, soos ek wil nie lelik wees nie, maar soos iemand wat discernment het en so tipe testimony hoor, moet daar sit en ten minste vir beter clarification vra. Heinz moes ten minste gegaan het en gesê, luister, kan jy hierdie konsep vir ons beter verduidelik, want ek sien nie dit in skrif nie. Maar sien jy, om dit te kan doen, moet jy die Bybel ken. Jy moet die Bybel ken, jy moet verstaan, en dan kan jy 'n konstruktiewe gesprek met hierdie ouens hê. Maar laastens wil ek net hierdie sê. So hiersoos het ek gesê ek gaan vir Heinz help met sy channel, of hy dit nou wil hê of nie. Maar ek gaan dit doen. Nou kom ek sê dit gou eers, ek gaan hom nie, ek kla hom nie aan hier van iets. Ek wil net hy met iets jy moet iets verstaan. Nou dit gaan vir almal wat 'n YouTube kanaal het of wat ook al. Ek weet nie of en ek weet ek sê nie hy doen dit nie, maar hierdie is net vir my, kom ek gee vir julle die bewyse en dan besluit jy self. En dis nie, ek sê nie eers hierdie is oneties of iets nie. Ek sê net jy vernietig jou kanaal deur hierdie te doen. So mens kan YouTube views koop. Alright, so jy kan op sekere sites gaan, van dit is wettig, van dit is onwettig, maar jy kan basies vir iemand geld gee en hulle maak seker jy kry klomp views. Nou wat jy moet verstaan van dit is bots, van dit is actual mense, maar YouTube, as jy dit betaal, dan versprei dit oor die wêreld. So met ander woorde, jy kry iemand, as jy sekere hoeveelheid geld gee in Japan, wat jou video kyk, nie idee het waaroor dit gaan nie, so hulle klik af binne 20 sekondes. So hulle kyk lank genoeg dat jy 'n view kry daaruit, maar hulle klik vinnig af. Nou YouTube sien dit, as iemand net 'n kort tydjie kyk na jou video, as baie negatief. So as jy, sê net maar 10,000 views gekoop het, en iemand kyk dit vir 20 sekondes, dan, en almal kyk dit net vir 20 sekondes, dan sien YouTube dit as, hierdie is nie 'n goeie video nie, min mense kyk dit, min mense wil dit aanhou kyk, so ek gaan dit nie recommend vir ander mense nie. So, kom ek sê vir julle net so, as jy gaan kyk, so dis dom om dit te koop. Ek sê nie eers verkeerd nie, en ek sê nie Heinz het hulle gedoen nie, maar hierdie is net vir my 'n rooi vlag as jy gaan kyk wat hier aan die gang is. So, as jy hierso gaan kyk na hierdie video wat hy met sy vrou gehad het, het hierdie ding 165,000 views. Nou as jy bietjie gaan kyk Afrikaanse podcast, hoeveel views mense het, hierdie is insane baie. Dis is baie min video's wat ek al gesien het soveel trekking gekry. Nou, die probleem van die is, as jy gaan kyk na die comments, hier's 29 comments. Okay, so hou dit 'n gedagte. 29 comments het 241 likes. So as ek dit net byvoorbeeld gaan vergelyk met, mens kan dit met enigiemand se video's gaan vergelyk, maar as jy, kom ons sê een van ons video's vat. So as jy dit net een van ons video's gaan vergelyk, so hierso het ons 'n video wat 19,000 views het en 540 comments. Okay, so maar mense comment wild op ons kanaal. So kom ons get real, maar hy het byvoorbeeld 436 likes. So sien julle wat ek vir julle sê. Daai ding van views van Heinz het basies 10 keer meer views as die, maar wat is daai? 0.5% van die comments en die helfte van die likes. So sien julle, dit maak nie lekker sin nie. Dis net, daar is 'n minimum hoeveelheid likes en comments wat jy sal kry op 'n video. As jy gaan kyk van hulle ander video's ook. So as jy net vinnig hier gaan kyk,
Wat soos 'n onlangse video wat hulle gemaak het. Wat byvoorbeeld hierdie video wat ons nou nog gekyk het. So hy het 6000 views, 19 comments en 165 likes. So jy het amper soveel likes en amper soveel comments as wat 'n video het wat 165,000 views het. So ek sê net ek het nou al dit baie opgetel by baie Afrikaanse, daar's baie Afrikaanse channels wat dit ook doen. Maar hoor wat ek sê nie hulle doen dit nie, maar my raad aan julle is dis die domste ding wat jy kan doen. Jy vernietig jou channel deur dit te doen. Jy dink okay, mense sien hier's baie views, maar YouTube gaan dit nie recommend nie. Jou beste manier om views te kry is dat YouTube dit natuurlik recommend vir mense en dan gee jy 'n goeie audience bou. Want wie ons wil sien die koninkryk groei. Ek wil hê hierdie moet suksesvol wees. Ek wil hê minds hulle met mense na die Here toe lei, maar wie ons moet wegbly van hierdie esoteriese okkultiese goeters af en ons moet wegbly van daar's nie 'n quick fix na iets soos YouTube nie. Verstaan jy moet jou goeters organies laat groei. Ek sê net weer, ek kla hulle nie aan van ietsie, maar as dit sou wees, jy's net besig om jou channel te vernietig. Dis nie 'n big deal nie, maar daar's slimmer maniere om dit te doen. Vriende, maar wat weet ek? Ek is maar net 'n ou met 'n Bybel.